Goeiedag almal, dit is tyd vir In die Tunnel. Sportnaweek het voor ons lê, Saterdag en Sondag klomp sportaksie internasionaal en ook in Namibië. Lekker groot rugbywedstryde in Namibië, veral lekker groot skoolrugby. Ons gaan daaroor ook gesels 'n bietjie later. Dan internasionaal groot Formule 1, dis weer die ene in Monaco. Tradisioneel, dit is baie tradisieryk. Dit word daar by die Principality in Monte Carlo gejaag en ons gaan hoor wat sê MW Welman ook daaroor. Dan groot rugby, dis die Europese finaal, dis die Champions League, hulle Kampioenenliga. Dit is die spanne van Northampton wat teen Bordeaux speel. Ons hoor wat sê Henry Pollock. Hy is een van die spelers van Northampton. Hy is een van die nuwe sensasies op die sportveld daar in Europa. Dan ook is dit sokker. Dis die laaste ronde. Kan nie glo dit is al die 38ste ronde van die Engelse Premierliga. Hulle speel Sondag al hulle laaste wedstryde en nou ons hoor wat sê drie van die afrigters. Dit is Newcastle en Everton en Liverpool. Liverpool wat die naweek ook die beker amptelik gaan ontvang as die kampioene. En dan ook op die golfbaan, dis die Charles Schwab toernooi in die PGA en Scotty Scheffler wat die PGA laasweek gewen het. Hy gee sy mening en dan kyk ons ook na fietsry Giro d'Italia wat die naweek nog voortgaan. En so 'n klomp sport internasionaal. Hier kyk ons ook in Namibië. Gesê daar is lekker skoolrugby. Dit is Windhoek Gym wat speel teen VAS. Dit word by Windhoek Gimnasium se velde gespeel. Daar's 'n groot klaprugby. So ons gaan daarna ook kyk. Nou kom ons spring weg in die vinnige motors. Dis Monaco, tradisieryk. Hulle dan die Principality soos hulle dit noem daar in Monte Carlo wat hulle ry, se straatresies. Nie baie wat hulle verbygaan daar natuurlik nie. Dit is baie belangrik vir die kwalifisering dat daar 'n goeie kwalifisering moet wees. Ons kyk tans die punte. Dit is die McLarens wat voor is. Oscar Piastri 146 punte. Hy doen baie goed. Hy is van Australië en dan Lando Norris 133 punte. So die twee McLarens voor. Max Verstappen het die afgelope naweek gewen, so hy is besig om te wys dat hy wil nie sommer net sy titel afstaan nie. Hy is in die derde plek 124 punte. Dan is George Russell met 99 en dan sit die Ferraris Charles Leclerc. Hy het 61 en Lewis Hamilton 51. Nou kom ons kry die mening van MW Welman. Hy's van Megafoon Sport. Hy's ons kundige op die vinnige motors. Die juweel in Formule 1 se kroon, die Monaco Grand Prix in Monte Carlo vind in die naweek plaas. Dit is een van die oorspronklike 5 wedrenne wat in 1950 plaasgevind het toe Formule 1 amptelik begin het. Formule 1 het natuurlik na die dag die 75ste herdenking gehad van die eerste wedren daar in Brittanje en Monte Carlo was van die begin af deel van hierdie Formule 1 sirkus wat so groot geword het en ontaard het oor die laaste ruk. Hierdie is die mees onwaarskynlike renbaan wat jy kan indink. Net laasweek nog het iemand gery om gou te gaan melk en brood koop op hierdie einste baan. Hierdie week jaag Formule 1 motors wat 2 meter breed is. Teen oor die 300 km/h op hierdie baan rond. Die baie veranderings, die pad is ongelyk, as gate en duike en onvoorspelbaar en dit wat dit so opwindend maak. Terselfdertyd maak dit ook vervelig want jy kan nie verbyvat nie. Dit is 'n straatbaan, dis moeilik, die motors is te breed. Dis hoekom kwalifisering so belangrik is. As jy nie op die voorste wegspring nie, het jy 'n baie klein kans om die wedren te wen. Die laaste 20 wedrenne dink ek het 15 van die wenners van die eerste wegspringplek al weggespring en dit is nou as daar nie 'n veiligheidsmotor is nie, dis 'n 43% kans, 'n baie goeie kans omdat hierdie reëlings goed so naby is. Daar's altyd 'n ongeluk een van 'n plek waar die veiligheidsmotor of dalk selfs die virtuele veiligheidsmotor kan uitbring, 29% kans van daai ding. So dalk met die twee kuipestop wat hulle nou ingebring het hierdie jaar, gesê die C4, die C5 en die C6. Die C6 natuurlik die sagste band, hulle het dit laasweek op Imola vir die eerste keer gebruik. Maar hulle moet die C4 en C5 die verpligte rubber samestellings, hulle moet dit ten minste gebruik. Maar ek dink die feit dat hulle dit kan 2 keer stop, gaan dalk 'n bietjie van 'n ander strategie. Die nou gaan in daai opsig dalk baie meer interessant wees. Ons sien of hierdie eksperiment werk of nie werk nie. Dalk kan hulle dit uitrol na ander wedrenne toe. Vir my bly die buiteperd Williams onder die bekwame leiding van James Wells wat oorgekom het van Mercedes af waar hy strategiedirekteur was en met Alex Albon daar en natuurlik Carlos Sainz wat oorgekom het van Ferrari nadat Lewis Hamilton sy plek ingeneem het daarso. Is hierdie Williams span besig om die ligte uit te skiet en veral as jy in ag neem die motor word nie regtig ontwikkel nie. Hulle het baie duidelik gemaak hulle fokus al hulle aandag op die 2026 motor wat natuurlik nuwe regulasies is. Ek het net so gevoel Williams is dalk iemand om dop te hou en dit terwyl ek daarvan praat bring natuurlik vir my die geheue op, die herinnering op van die beste wedren op Monaco in my opinie. 1992 Nigel Mansell in sy Williams teen Ayrton Senna in sy McLaren. Williams en Mansell in sy Williams het voorloop, moet induik in die kuipe om 'n band te vervang, het 'n papwiel gehad. En toe Senna wat verbeter verdedig het vir die res van die wedren, Mansell wat net nie kon verbygaan en wie sal ooit kan vergeet daai gesig van Mansell wat alles probeer om by Senna verby te kom en Senna wat die motor presies reg plaas en seker maak Mansell bly agter hom. Dalk sien ons weer hierdie naweek herhaling van daai Williams teen McLaren rivalry, fete van al die jare terug.
Ja, ek sien baie uit na hierdie ene. Die wedren is Saterdagmiddag kwalifisering 4:00 en Sondagmiddag 3:00 die wedren self. Terug na jou toe, Arie. Ja, dankie MW. Lekker vooruitsig. Dis die Monte Carlo Grand Prix. Dit is Sondagmiddag natuurlik en 'n tradisieryk. Dit is al 81 keer wat die manne daar resies gery het. Nie altyd was dit Formule 1 nie. Hulle het al in 1929 die eerste keer daar gejaag. Dit is verstommend hoe ver dit teruggaan. Nou vinnig daai baan, dit is 3,3 km. Dit is grootliks maar daar tussen die strate of dit is tussen die strate. En hulle ry 78 rondes Sondag. Charles Leclerc het laas jaar gewen. Hy bly ook daar, so hy is een van die gunsteling of hy is die gunsteling van almal wat daar kyk rondom die baan. So dit is Monaco Grand Prix Sondag. Vinnig ook in die vervaardigers, dit is McLaren wat ver voor is as gevolg van hulle twee manne wat 1 en 2 is op hierdie stadium. 279 punte, Mercedes 147 en dan kom Red Bull op 131 en Ferrari op 114. So soos hulle Engels sê, auto race voor. Dit is Sondag die Monaco Grand Prix. Ons gaan na die rugbyveld. Dit is 'n groot finaal, is die beste in Europa. Suid-Afrikaanse span het ook in daai kompetisie gespeel, maar uitgeval vroegerig al. Europese rugby is sterk en dit is Northampton Saints wat speel teen Bordeaux. En dis die Europese beker. Hulle noem hom eintlik die Heineken Cup genoem in die ou dae en dit word gespeel Saterdag en dis in die neutrale veld in Cardiff waar dit gespeel word, Northampton Saints teen Bordeaux. Kom ons hoor wat sê Henry Pollock, hy speel vir die Northampton Saints. So hy is 'n nuwe sensasie, hy speel flank vir hulle. Kom ons hoor wat sê hy, sommer sy eie voorbereiding vir Saterdag se eindstryd. Yeah, I'd say kind of with me, it's just about not changing. I've said it loads in interviews and loads in press media and stuff, and just different environments, not changing. Look, I bring an energy that probably others don't, and anything I can do for the team is kind of in my forefront of my mind, bringing them energy, bringing them kind of excitement. And yeah, as you said, it's not every day you get to play in a final in Cardiff against probably one of the best teams in Europe. So yeah, I'll be excited for that, and yeah, I'm looking forward to it. Ja, dit dan Henry Pollock. Ja, dit is Northampton Saints, seker een van die gunstelinge. Hulle het vir Leinster uitgeskakel die afgelope naweek, maar Bordeaux 'n baie sterk span. Nog 'n man wat vir ons kan help om te probeer gesels en te probeer dink wat kan gebeur is ons rugbykundige Mike Potgieter. Ons het gesels en gewonder wat kan gebeur in hierdie groot Europese eindstryd. Maar dit is die bestes in Europa. Suid-Afrika was deel van Europa, maar hulle het nie die eindstryd gemaak nie, maar dit is die eindstryd en dit is Northampton teen Bordeaux. Dit is Engeland teen Frankryk en dit is 'n neutrale veld. Moeilik om te bepaal so van 'n afstand af, maar gemeet aan veral Northampton se sukses teen Leinster, is hulle dalk spanne in die binnebaan, maar die Franse spanne kan jy nooit afskryf nie. Dis verseker so, en ek moet vir jou sê, dis maar interessant, dat ons is nou nie so wel bekend met die spelers in die spanne nie, maar is vir my baie interessant om te sien dat daar nie werklik baie buitelandse Suid-Afrikaners is wat betrokke is in hierdie wedstryd, of spanne dan nou nie. So ons sal nou maar net die wedstryd geniet vir die feit dat goeie rugby sal seëvier. Maar ek moet vir jou sê, as jy gaan kyk na die uitslae so deur die loop van die kompetisie, is dit wel so, wil ek met jou saamstem. Ek dink Northampton het so 'n bietjie van die binnebaan, maar Bordeaux is een van daai spanne wat gewys het, wanneer dit saak maak, kan hulle die krane so 'n bietjie oopmaak, en ons het dit gesien in die voorlaaste wedstryd, in die semifinale waar hulle vir Stade Toulouse dan nou gewen het, redelik oortuigend. Ja. So dis 'n span wat so half, wil ek ook sê, een hand op die trofee het, maar ek dink hy is so 'n bietjie meer na Northampton se kant toe. Ja, dankie Mike. Ja, dit is die verdediging gaan verseker baie belangrik wees so in so 'n finaal, veral ons moet sien in wêreldbeker eindstryde en in wêreldbeker toernooi 1 punt meer laat jou wen, so dit gaan baie kompeterend wees waarskynlik en Europese rugby is sterk. Ek en Mike gesels verder oor die sterkte van Europese rugby. Europese rugby is sterk en die klubs, al die spanne van Frankryk, Engeland en Ierland is baie sterk. En Suid-Afrika sukkel om hierdie kompetisie te wen, want in die uitdag eindstryd ook is dit Bath teen Lyon. So geen Suid-Afrikaanse span in sig was nie eens in die semifinale nie. En dis maar interessant dit, Arie, want jy praat oor, as ons gaan kyk na die aantal buitelandse spelers wat deel uitmaak van hierdie spanne. Frankryk het deur die tyd gegaan waar hulle geweldig baie Australiërs, Nieu-Zeelanders, Suid-Afrikaners, noem dit was nie Suid-Afrikaans in die Franse groepe gewees. En op 'n stadium het dit 'n impak gehad op die internasionale span. Die jong ouens in Frankryk het nie deurgekom. Ons sien Japan het nou dieselfde wetgewing ingestel waar hulle gesê het, hierdie is die vereistes wat moet voldoen vir ons om ons hand op te steek en merkbare impak te hê op die volgende wêreldbeker, gaan ons die volgende jong talente kry. Hierdie is spanne wat ook baie spog met plaaslike talent. En dis maar die groot ding. Suid-Afrikaanse spanne weet wat ons het in ons spelers en ons kry dit reg dat Suid-Afrika was die enigste span wat 100%
Suid-Afrikaanse plaaslike spelers gehad het wat van Suid-Afrika af kom in die land verteenwoordig. Die laaste buitelandse speler was Beast geweest. En dit was 2019 geweest. So in Suid-Afrika weet ek nie of ons nie werklik wil voller uitsteek na buitelandse spelers nie. As jy kyk, Natal was altyd 'n span wat gehou het van die Franse spelers intrek, Terry Lepoix, hulle was deel van die Sharks geweest. Maar ek moet vir jou sê, ek dink hierdie spanne is juist dit wat jy sê, daar's verteenwoordiging en ons hier in Suid-Afrika weet ek nie of ons nog daai flair spelers wil hê. Dit mag dalk die verskil wees met daai X-factor spelers of impact spelers wat jou net oor die lyn sit om deur te dring na semifinale of finaal toe. Want partykeer is dit wat jy nodig het. Daai een speler. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n sterk spanne in Europa. Northampton Saints wat speel teen Bordeaux en dit is 4:15. Dit is nou maar beste tyd wat daai eindstryd is. Daar's ook nog 'n eindstryd, dis die Uitdagbeker wat ook gespeel word. Dit word al Vrydag aand gespeel. Dit is Bath wat speel teen Lyon en Bath het 'n Suid-Afrikaanse belang in dat Johan van Graan, hy is die afrigter. So daai eindstryd is Vrydag aand 7:00 of 9:00 eerder in Namibië se tyd. Ons gaan na die tennisbaan, dis in die opbou na die Franse Ope wat volgende week begin op klei. Daar's nog 2 groot manstoernooie wat gespeel word. Die manne probeer nog bietjie vorm inkry voor die Franse Ope. Dis die Hamburg Ope. Felix Auger-Aliassime van Kanada en Andrei Rublev van Rusland, die 2 manne wat die gunstelinge lyk daar. Nommer 1 keer Alexander Zverev van Duitsland al vroeg uit in daai toernooi. En ook in Geneva is dit Novak Djokovic wat 'n swak paar toernooie gehad het. Hy doen beter daar is in die semifinaal. Kyk of hy verby Cameron Norrie van Groot-Brittanje kan kom. Novak Djokovic al 24 keer die Franse Ope gewen of die majors gewen, het baie keer die Franse Ope ook gewen. So hy is al 38 jaar oud. So vir oulaas nog dink ek gaan hy probeer hierdie jaar om nog 'n grootte te wen. Ons wat 'n advertensiebreek as ons terugkom, maar kyk ons wat op die sokkerveld gebeur. Belangrike Engelse Premierliga wedstryde wat daar gaan plaasvind. Welkom terug by In die Tunnel, lekker om sport te gesels. Die opbou na Saterdag se groot sport en Sondag, klomp lekker aksie. Ons het nou al gekyk na Formule 1 en ook na rugby. Tyd vir sokker, groot Engelse Premierliga. Kan nie glo dis die laaste ronde van die Engelse Premierliga. Ronde 38, Liverpool klaar die kampioene al 'n paar weke terug. Hulle 83 punte sover, Arsenal 71 in tweede plek. Hulle twee het al seker gemaak van Europese sokker volgende jaar. En dit is waarvoor meeste van die spanne nou speel. Tussen die derde plek en die 7de plek net 3 punte. So baie op die spel, die top 5 gaan kampioenskap liga speel. Manchester City het 68 punte, Newcastle 66, Chelsea ook 66, dan nog 'n span op 66 is Aston Villa en Nottingham Forest 65. So dis 'n groot stryd in die laaste ronde Sondag. Al die wedstryde word Sondag gespeel en al die afskop is ook 5:00 die middag, sodat daar nie die mekaarspel gaan wees en dat iemand nie kan kyk wat die ander span gedoen het nie. So dit is baie belangrike sokker. Ons kyk vinnig wat kan gebeur met die wedstryde teen mekaar. Natuurlik Liverpool klaar die kampioen. Hulle gaan amptelik die beker kry. Hulle speel teen Crystal Palace tuis. So dit is die 20ste titel wat Liverpool ingepal het met hulle geskiedenis saam met Man United ook wat 20 titels het. Hoor was hy Arne Slot, hy is die afrigter van Liverpool en hy praat veral oor sy doelskieter Mo Salah en sy vorm. Hy het so 'n paar wedstryde nou nie doele geskop nie. Waarskynlik is dit sy beurt Sondag. Now the first thought that goes through my head when I see a ball moving towards Mo, I'm like, it's quite a big chance this could lead to a goal, because that's what Mo normally does. But he's been throughout this season almost unhuman. Is that the way you say it? So, but there were moments in the season where he was human. So it's not the first time that he's not scoring for 1 or 2 games in a row. But the good thing for us is that this hardly ever happens, and if it happens, you can be sure that he will score in the third game or either in the fourth game again. Dit dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool. Groot dag vir hulle. Hulle gaan die groot beker kry Sondag wanneer hulle klaar gespeel het teen Crystal Palace. Southampton speel tuis teen Arsenal, hoewel Arsenal het nou al seker gemaak van hulle tweede plek. Dan Manchester City, belangrike wedstryd weg teen Fulham. Hulle het punte baie dringend nodig. Nottingham Forest, hulle speel tuis teen Chelsea. Al die spanne is nog in 'n stryd vir die top 5. Kom ons hoor wat sê die afrigter van Chelsea veral oor hulle diepte. Dis Enzo Maresco. We also use academy player in the Premier League, not just in the conference. So it's when we see a young player, we give them chance. The last game against Man United, our striker was suspended. Our second striker was injured. Our 2 wingers, they were out for different reason. Jadon because not possible.
Misha, it's already a long time, and we play with the number 9, and we try to be creative with the number 9 from second team. So if they are good player, it's okay to allow them to play. Dit dan Enzo Moresco, die afrigter van Chelsea. Ander groot wedstryd is Newcastle wat speel teen Everton en dit is veral Newcastle wat dringend daai punte nodig het vir 'n wen. Hulle speel tuis en kom ons hoor wat sê Eddie Howe. Hy sê afrigter en hy praat oor die diepte van Newcastle. Veral spelers wat hulle so hier en daar verloor het soos Lewis Hall. Hy speel ook vir Engeland wat beseer is. So kom ons hoor wat sê Eddie Howe. Yeah, I think my mood is always the same after we lose. I'm disappointed, I'm frustrated, and it takes me time to sort of get out of that way of thinking. I think I will look back with positivity from the game, though I know I will, because there was so much good to take from it. Yeah, I think when you then look on to the next game, and we know what we have to do, and it's not going to be easy, but our home form's been strong. We've really enjoyed playing there. The players are used to big games. There'll be none bigger than this, and I'm sure the Newcastle supporters will make it an unbelievable atmosphere for us. Ja, dit was dan Eddie Howe, die afrigter van Newcastle, en Everton se afrigter het ook saamgepraat. Dit is David Moyes en hy is eintlik so 'n herbouproses en daar's aan hom gevra hoe lyk die herbouproses en watter spelers kan hulle behou en verloor. Hulle het 5 spelers wat hulle geleen het, so hulle gaan hulle waarskynlik afstaan. Maar so is David Moyes. I think the situation's a situation you don't see very often. I'm not saying that there isn't 10 or 11 players out of contract at other clubs, but I think when it's the situation we're in, we've got 5 on loan. We don't own 5 of the players. So that's a different situation. We have to, at the moment we're giving those players back probably unless we're going to buy them. So it's an unprecedented situation I see when I've come in and now what I've got to do. Do I really want an huge overhaul? Probably not. I think it's too big a task to try and get it all done at once. But we'll try and do our best to get ourselves better and hopefully a bit higher up the league if we can. Dan David Moyes, die afrigter van Everton. Ja, so daar's nog een wedstryd wat ek kan noem. Aston Villa speel ook weg teen Manchester United. En dit is ook Sondag, soos ek gesê het vroeër. Alle wedstryde is 5 uur afskoptyd Sondag. So daar's 'n klomp kanale om op te kyk, interessante sokker wat voor lê Sondag. Ons gaan na die golfbaan. Ons was bederf geweest afgelope naweek of afgelope week. Dit was die Amerikaanse PGA geweest. Scottie Scheffler het daai toernooi gewen. Hy's weer in aksie hierdie week. Dis die Charles Schwab uitdag toernooi daar by Colonial Golf Club. Hulle speel vir 'n totale prysgeld van $9.5 miljoen. Die voorloper is John Peck. Hy is van Amerika, 7 onder baansyfer. Die syfer is 70 en JT Poston het 4 onder baansyfer gespeel. En dan Scottie Scheffler in sy eerste ronde het 'n 2 onder gespeel. So hy is verseker nog ook in kontensie om Sondag waarskynlik een van die spelers te wees wat die toernooi kan wen. Suid-Afrikaanse belang, die jong Aldrich Potgieter, hy's 2 onder baansyfer en Christian Besaidnout is 1 onder baansyfer. So dis alles daar die groot toernooi in Amerika op die PGA. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler. Dis baie keer dan vat die spelers af as hulle so groot toernooi gewen het, maar hy sê nee wat, hy speel nie die toernooi, hy vat nie 'n week af nie. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler. I didn't just show up here to Fort Worth to just walk around and celebrate last week. I mean, I'm here for a reason, and that's not to just play, a couple ceremonious rounds and then go right off in the sunset. I'm here for a reason. That's to compete. My prep work for this tournament will obviously be a bit different than it normally is for an event. I didn't really do much yesterday or the day before. Yesterday I went to the gym and kind of got back doing that stuff a little bit, but this is my first time on the course, and today I'm just playing 9 holes and getting out of here. I'm not doing my normal practice routine just because I need to focus more on rest than I do getting prepared for the course. Fortunately, this is a golf course that I've been around numerous times, and today I got a good feel for the speed of the greens, hit a couple of bunker shots, hit some chips out of the rough, but outside of that, I just need to get my brain and body rest to prepare for another event. Dit is Scottie Scheffler en hy is verseker die speler om dop te hou hier na die naweek om daai toernooi te wen. Vroue PGA ook, dit is die Jabre Open wat gespeel word, dit is in Frankryk, dit is deel van die Avian, of dit word gespeel by Avian, en die voorloper daar is Moa Volken, sy is van Swede, het 7 onder baansyfer gespeel, en ons het ook gehoor wat sy gesê het, dit is na afloop van haar eerste ronde, hierso is Moa Volken, sy is van Swede. Yeah, I had a really good day out there. My putting was really, really good today. So yeah, I hit a few good shots as well. So as you said, plenty of birdies. And this is obviously a
difficult golf course. You have to be quite strategic around here. What do you think you did well out there? You know, I've been a little bit all over the place. I'm not going to lie, and made some great saves out there. But yeah, as you say, it's about managing yourself. And when I have made mistakes, I've missed in the right place or on the right side. So still been able to kind of get it somewhere near the green and make up and down. So I think that was key today out there. And you've been here a few times now. Is every time you come, are you starting to learn the course a little bit more with how it plays and, as you say, the correct misses? Yeah, I think this is definitely a place as you kind of learn as you go along. I think it's my third time here now, so yeah, definitely feels a bit easier just even coming here, like, because it's quite overwhelming the first time, or it can be the first time you come here. You're like, oh my gosh, but now I'm just like, oh no. And I actually really like this course. Like, I think it suits my game. I hit it a bit longer, so I think that's helpful out here. Dan Moue Volke, ja, sy 700 baansyfer en dit is ook Stacey Brecken van Suid-Afrika wat daar in die toernooi speel. Sy was 2 oor syfer na die eerste ronde. Op die fietsry, dit is die Giro d'Italia wat voortgaan. Hulle ry 'n volle 21 skofte. Hulle is so min of meer in die middel. Saterdag is dit die 14de skof, dis 195 km. So is baie klimwerk ook, is in die berge, hulle klim 1100 meter. Maar aan Sondag baie moeilik, skof 15 op die Giro d'Italia. Hulle klim 3800 meter en dit is 2 groot bergdele wat hulle gaan ry. Die eerste een is al op 125 km. Hulle noem dit die Monte Grappa, dis 'n groot berg. En daai klim is 8.5 km. Dit is verstommend om te dink dat jy met die fiets 8.5 km teen daai helling moet ry. Hulle klim 1600 meter. So dis alles Giro d'Italia. Isaac de Toro van Mexico loop nog voor en hy gaan hard moet beklei om die voorsprong te behou oor die naweek. Ons gaan na Namibië toe. Ons het nou klaar internasionaal gekyk wat alles reg oor die wêreld gebeur. Namibië, 'n groot klomp sport wat plaasvind. Kom ons begin Namibië se Premierliga rugby. En daar's ook Namibië se Premierliga skole wat gaan speel. Ek dink die man wat ons gou kan vertel wat daar gaan gebeur is Brian Monango. Kom ons hoor wat sê hy, wat ons te wagte kan wees op die Premierliga mans en ook skole. Okay, so hallo daar kykers. Ons is baie opgewonde vir hierdie naweek. Ari, dit kan ek vir julle definitief sê. Groot wedstryde aan die gang. Ons sien vooruit vir die wedstryd wat ons definitief gaan uitsaai. Dis die wedstryd tussen FNB Unam en FNB Kudu. Ons weet FNB Kudu is klaar deur vir die semifinals wat nou volgende naweek is, maar FNB Unam gaan definitief probeer om alles bietjie swaarder te maak en seker te maak hulle gaan ook deur na die semis toe. So dis een van ons main wedstryde, maar ook op skole rugby het ons vir Windhoek Gym wat teen Windhoek Hoërskool speel. So dit sal ook 'n groot wedstryd wees. Ons ken as dit kom by die NSSR Superliga is een van die groot wedstryde in die toernooi. Die twee spanne was ook teen mekaar in die finals laas jaar. So ons gaan sien wat gebeur hierdie keer. Die game die school game skop af 10 uur. So ons gaan dit uitsaai en dan is daar ook die groot game nou wat ek al genoem het tussen FNB Unam en FNB Kudu. So ons sien vooruit. Ja, dankie Brian, en ek wil net weer bevestig, die sport op televisie wat mens kan volg is op NTV. Dis FNB Unam wat speel teen FNB Kudu. Dit is 4:15. Dis by die Hagi Geingob Stadion en skakel in NTV kanaal 285, ook op oneup2.com en ook op YouTube by Netwerk Media Hub. En so daai wedstryd kan daar gevolg word as mens self in Windhoek kan wees nie. Ander wedstryde in die Premierliga is FNB Wanderers. Hulle speel tuis teen Western Suburbs, ook FNB Western Suburbs. FNB Grootfontein teen FNB Reelbot en dan is dit FNB Dolphin wat speel teen Trasco United. Daai wedstryd is by die kus, so lekker rugby wat voor lê. Skole rugby, daar's weer groot rugby by Gimnasium Windhoek Gimnasium se velde. Dis die King Price Windhoek Gimnasium span wat speel teen die Samsung Windhoek Hoërskool. En dit is 10:15 wat daai afskop is en dis deel van die skole Premierliga. En hulle het op week of wat terug het ook interskole gespeel by Vegkop en hulle het laas jaar in die finaal gespeel, so lekker rugby wat te wagte is by Gimnasium se velde. Van die ander wedstryde wat ook gespeel word in die skoleliga is Walvis Baai Privaat Skool teen De Duinesig, dit is 12:00. Somerb Gimnasium teen Moria, groot wedstryd daarbo. Die skole is redelik naby mekaar aan die noorde en dan Stampriet is Elnaton wat speel teen Prouet. Daarmee volstaan ek eers vir hierdie week se sport internasionaal en plaaslik en geniet al die sport internasionaal en in Namibië. Ek dink dat daai Formule 1 by Monaco gaan iets wees wat ek gaan dophou verseker
En dan ook die finaal van Northampton teen Bordeaux, die rugby is ietsie om na uit te kyk internasionaal. En 'n sterkte ook vir 'n groot skole rugby daar by Gimnasium. Dit is Gimnasium die Leeu's teen die Koedebulle. Dit is 10:15 Saterdagoggend by Gimnasium. So is lekker rugby wat voor lê. So ons gesels weer volgende Vrydag hier in die Tunnel. Tot dan, 'n lekker sportnaweek en groete.